Oupa Uil, Ekkie en die twee geitjieboeties was baie verbaas toe hulle op Oupa Uil se rug om die Maanberg vlieg en sien daar is 'n groot see aan die ander kant van die duine langs die Maanberg. Die reis terug na koning Louis Leeu se groot plat klip was ver. Hulle het gedink dit sal gouer gaan om terug te vlieg, maar arme Oupa Uil was al oud en sy vlerke was nie meer so sterk om so ver te vlieg nie. En dit nogal met 3 passasiers op sy rug. Ekkie kon sien die ding oor die see het vir Oupa Uil so 'n bietjie laat dink. Hy het die hele pad amper niks gesels nie. Iets het hom baie gepla en hy wonder of die vreemde droom oor die poue wat weer die ster van veiligheid wou gaan vat, dalk regtig so gaan gebeur. Miskien is dit waaroor Oupa Uil so bekommerd is. Toe die son skuins bo hulle koppe skyn, het Oupa Uil laer en laer begin vlieg en op een van die groot takke van 'n eikeboom gaan sit. En nou toe julle 3, nou gaan julle maar weer 'n bietjie afklim en bene rek. Kyk of hier vir julle iets te ete is in die boom. Ek gaan so 'n bietjie water drink en net so 'n klein bietjie rus. Maak my asseblief wakker as julle sien die sonnetjie maak 'n skade weer agter daardie groot regop boom daar. En dan kan ons maar weer verder vlieg, sê Oupa Uil en lig sy een been op sodat hy net op die ander been staan. En toe maak hy sy oë toe en raak aan die slaap. Julle, sê Ekkie sag, ons moet nie nou lawaai maak nie. Kom ons gaan daar na die ander kant van die boom toe om vir ons kos te soek. Oupa Uil is baie moeg en bekommerd omdat ons vandag gesien het daar's 'n groot see aan die rand van die bos. Maar hoekom is Oupa Uil dan bekommerd? Vra Meel. Ek dink nie hy of koning Louis Leeu het geweet daar is 'n see naby die groot bos nie, sê Ekkie en dop 'n akker af. Ag, ek verstaan nie groot mens goed nie, sê Biep. Kom ons gaan soek goggas voordat Oupa Uil wakker word. Nadat hulle lekker geëet het Ekkie vir Oupa Uil 'n paar akkerdoppies met water uit die mikke van die eikeboom geskep en naby hom neergesit. Die son het ook 'n lang skaduwee ander kant die regop boom gegooi en hy het geweet dit was tyd om vir Oupa Uil wakker te maak. Oupa Uil, dit is tyd om wakker te word, sê Ekkie en raak liggies aan Oupa Uil se groot sterk voet wat om die dik tak krul. En my magies, ou Ekkie, maar nou het ek daarom vir jou lekker geslaap hoor. Ek was omtrent moeg, sê Oupa Uil en staan weer op albei sy voete. Hier Oupa Uil, sê Ekkie. Ek en my maatjies het vir Oupa Uil water bymekaar gemaak in die akkerdoppies. Kom, drink die water. Dit gaan vir oupa sommer weer krag gee. Maar as julle nie gaaf nie. Baie dankie kerels. Dit gaan sommer vorentoe smaak. Het julle daarom ook 'n bietjie water gedrink en iets geëet? Vra Oupa Uil. Ja, dankie Oupa Uil, sê Meel. Ons magies is sommer knippeldik, sê Biep. 'n Mens sê jy is versadig, Biep. Dis nie goeie maniere om te sê jy's knippeldik geëet nie, sê Ekkie. O, jammer, ek het nie geweet nie, sê Biep skaam. Doe maar Biep, ek help jou mos net om reg te praat, sê Ekkie. En nou ja toe julle, is julle gereed om verder te vlieg? Vra Oupa Uil. Ja! Skree Ekkie, Meel en Biep sommer so gelyk. Nou maar goed, dan is dit opklim en vasmaak tyd, sê Oupa Uil, terwyl hy vir Ekkie mooi op sy rug vasmaak. Toe Ekkie mooi vas is en die geitjieboeties opgeklouter het, was hulle gereed om die laaste skof na die groot plat klip toe aan te pak. Oupa Uil het weer sy groot vlerke wyd oopgesprei en al hoe hoër en hoër in die lug opgevlieg. En soos wat hulle verder en verder gevlieg het, kon hulle weer die bekende plekke van die groot bos onder hulle sien verbygaan. Kyk julle, daar ver is koning Louis Leeu se groot plat klip, sê Ekkie opgewonde. En net so, ons is nou nie meer ver van die huis af nie, sê Oupa Uil. Toe hulle later veilig op die groot plat klip land, was die 4 reisigers poot uit. Koning Louis Leeu was baie bly om hulle weer te sien en wou dadelik weet of die ster van veiligheid diamant weer terug is op sy plek. Hy het vir Oupa Uil
Ekkie en vir Meel en Biep hartlik bedank dat hulle so dapper was en dat hulle al die gevare op hulle pad aangedurf het om die diamant weer veilig by Bibi Panter uit te bring. Maar koning Louis Leeu kon sien daar is iets wat swaar op oupa Uil se hart rus. Hy wou nie dadelik met oupa Uil daaroor praat nie en het maar gewag dat oupa Uil self vir hom daarvan vertel. Nou ja, toe dan, sê koning Louis. Julle vier lyk vir my regtig baie moeg en geen wonder nie, julle het ver gereis en baie goeie dinge gedoen. Baie dankie daarvoor. Môre aand hou ons 'n groot partytjie om dankie te sê vir julle dapperheid en groot werk wat julle vir ons Grootbos gedoen het. Soos altyd was dit net 'n groot plesier en voorreg, U Majesteit, sê oupa Uil en gee sommer so 'n groot gaap. Kom julle drie, ek neem julle gou terug na die eikeboom toe en dan kan julle ook 'n bietjie gaan rus, sê oupa Uil. Nooit gesien nie, oupa Uil, sê koning Louis. Jy gaan nou reguit na jou nes toe in die hoë boom hier langs die groot plat klip. En ek wil jou nie weer sien voordat jy nie ordentlik uitgerus het nie. Jou liewe vrou is ook al rasend van bekommernis oor jou. Ek dink sy wag vir jou. En ek kan ruik, daar wag vir jou iets baie lekkers op die tafel. Kom julle klim op my rug, vandag neem ek julle self na die eikeboom toe. Ekkie en die twee geitjieboeties se monde hang oop. Sjoe, ek weet nie wat om te sê nie, U Majesteit, sê Ekkie eekhoring en weet nou glad nie of koning Louis net 'n grappie maak nie. Mag ons ook op koning Majesteit se rug ry? Vra Meel. Ja, toe, groot asseblief. Vra Biep. Natuurlik ry julle saam. Ek het mos so gesê, sê koning Louis Leeu met 'n groot glimlag. Julle en Ekkie en oupa Uil is die helde van die Grootbos, sê koning Louis Leeu. Ekkie en die twee geitjieboeties spring woepwaps bo op koning Louis se rug en daar stap hy met hulle reguit na die ou eikeboom toe langs die bakkraans. En oral waar koning Louis met hulle op sy rug stap, gaan staan die diere stil en klap vir hulle hande. Dit was 'n wonderlike reis wat op die opwindendste manier geëindig het. Daardie middag, toe die sonnetjie rooi skyn oor die horison en die sterretjies gereed maak om met die maan wegkruipertjie te speel, sit Ekkie, Meel en Biep heel bo in die eikeboom en kyk ver oor die vlakte van die Grootbos. Ver sien hulle die Maanberg en die wolke wat sy kruin bedek soos 'n wolkombers om hom warm te hou. Dit was darem 'n baie lekker avontuur, nee, Piep? Sê Meel. Ek wonder of ons ooit weer enige kansie sal kry om na die Maanberg toe kan gaan. Ja, Meel, dit sal baie lekker wees. Maar ek wil graag na die see toe gaan en daar in die lekker warm stand speel, sê Biep. Ek dink dit is maar beter as ons nie oor die see praat nie, Biep, sê Ekkie. Onthou hoe mooi oupa Uil ons gevra het om nie daaroor te praat nie. Nie eens hier tussen ons nie. Vra Biep. Hier is daar niemand nie. Nee wat jong, kom ons los dit eerder heeltemal uit. Die mure het ore, sê Ekkie. Julle weet ou Karel Kraai het 'n gewoonte om sommer so, sonder dat 'n mens hom eers sien aankom, sy verskyning te maak en dan hoor hy alles. Ek dink nie oupa Uil wil hê iemand moet weet wat daar aan die kant die groot sandduine aangaan nie. Ook nie dat daar 'n see is nie. Niemand was nog ooit daar nie, want van kleins af is ons almal in die Grootbos geleer dat die Grootbos by die sandduine eindig en dat niemand oor die sandduine mag gaan nie, want ons weet nie of hulle ooit weer sal terugkom nie. Dit is waar koning Louis Leeu die rebelse Pouhejin verban het. Oupa Uil en koning Louis sal oor die saak gesels en seker later vir ons almal in die Grootbos mooi vertel wat ons moet weet oor al daardie dinge. Maar kom, ek is seker julle is net so poot uit soos ek. Kom ons gaan kruip nou mooi in en gaan slaap lekker. Môre is weer 'n nuwe dag en dan is hier weer baie om te doen. Toe hulle almal lekker warm bymekaar lê in die groot mik van die eikeboom, was hulle baie dankbaar om weer terug te wees by die huis. Dankie dat jy ons beste maatjie is en dat jy so mooi na ons kyk. Sê Meel en gee gaap. Ja, jy is die beste Ekkie. Die heel
sê Biep. En julle is my beste maatjies. Ek is so bly dat ek julle eiertjies hierheen gebring het, sê Ekkie. En voordat hulle nog 'n woord verder kon sê, was al drie vas aan die slaap. Maar nie een van hulle het gesien hoe ou Karel Kraai die hele tyd gesit en afluister het nie. Hy het stilletjies in die boom gaan sit en wou weer soek na 'n blink dingetjie om na sy nes toe te dra. Maar toe hy hoor wat aan die kant die sandduine aangaan, was hy die ene ore. Hy het net gewag dat Ekkie en sy maatjies vasslaap, voordat hy weggevlieg het na sy nes toe. Vol planne.